Hallo almal, in hierdie video gaan ek vir jou leer hoe om die vergelyking van 'n reguit lyn te bepaal. Daar is eintlik 4 metodes, maar hier gaan ek net die eerste 2 met jou bespreek, daarom is hierdie deel 1. Tipe 1. Dit is nou waar hulle die gradiënt en die y-afsnit vir jou gee. Nou onthou nou, ek gaan vir jou hier langs aan wys, in y is gelyk aan mx plus c. Dit is die algemene formule, so ons soek eintlik mos nou 'n waarde vir m en 'n waarde vir c. Nou kyk nou, die vraag sê, bepaal die vergelykings van die volgende lyne. Die eerste ene is waar die helling 3 is en die y-afsnit is min 4. So, jy begin altyd met y is gelyk aan mx plus c, helling is m en dit is vir ons gegee, dis 3 en c se waarde is die y-afsnit en dis vir ons gegee, is min 4. En daar het jy jou vergelyking van jou lyn bepaal. Voorbeeld 2. Nou, voorbeeld 2 gee vir jou 'n skets en ons moet nou die vergelyking bepaal. Ek wil net vir jou wys, dit is die y-as en dit is die x-as. En daar kom ook vir jou ingevlieg dat die gradiënt vir jou gegee is. So, waar begin jy? Jy begin by y is mx plus c. Nou die gradiënt, die helling m is 1, dis vir jou gegee, maar nou wat is c? C is die y-afsnit en waar kry jy dit? Presies daar. So in plaas daarvan om vir jou te sê die y-afsnit is 2, het hulle dit op die skets aangedui. So jou lyn se vergelyking is y is gelyk aan x plus 2. En onthou, daar, as daar niks staan nie, is daar eintlik 'n deurskynende 1. Voorbeeld 3. Wanneer die gradiënt gelyk is aan min 2 en p 0,5. Nou kyk wat het nou hier gebeur. Die voorbeeld sê, die tipe, dit is die gradiënt en die y-afsnit is gegee. So die gradiënt is nou reg, dis m se waarde, dit verstaan jy, maar kyk hier na punt P05. Jy moet weet dat daardie punt is 'n y-afsnit. En hoe het jy dit geweet? Want die reël is y-afsnit maak vir x 0. Kyk daar, die x is 0. So daardie punt P is nie sommer net enige punt nie. Dis 'n baie spesifieke punt. Dis die y-afsnit. So, jy gaan sê y is mx plus c, in m se plek vervang jy min 2, c is die y-afsnit, dis dan 5. Kom ons doen nog 'n paar. Bepaal die vergelykings van die volgende lyne en ons is nog steeds by tipe 1 waar die gradiënt en die y-afsnit gegee is. So hier by nommer 4 gee ek nou vir jou dat a is gelyk aan min 7 en q is gelyk aan 6. En nou dink jy seker, wat gaan nou hier aan? Onthou nou, standaardvorm soos wat ons jou leer, of ek jou nog die hele tyd leer, is y is mx plus c. Maar eintlik is daardie m en daardie c is veranderlikes. So dit hoef nie 'n m en 'n c te wees nie. Dit kon net sowel gewees het, y is gelyk aan ax plus q. En dis nou wat eintlik hier gebeur. So in plaas daarvan dat hulle nou vir m die gradiënt gemaak het hulle nou net vir a die gradiënt gemaak. En in plaas van dat hulle die y-afsnit c gemaak het hulle die y-afsnit q genoem. So eintlik is jou vergelyking net y is gelyk aan min 7x plus 6. Dan, laaste voorbeeld daar, is wat hulle hier gedoen het, is hulle sê nou vir jou die gradiënt is min 3 en dan gee hulle vir jou weer die y-afsnit, maar hulle steek hom alweer weg, want jy moet nou verstaan het dat daar vind jy die y-afsnit en die antwoord is 4. So, ons begin by y is mx plus c, laat ek liewer net gou inskryf, y is mx plus c, daar is m, die gradiënt, die helling min 3 en
C is die y-afsnit, wat 4 is, jy het dit gesien op jou grafiek. Hier is 'n boodskap van my hondjie, Karossie Valentino. Tipe 2 gaan nou daaroor dat hulle vir jou die gradiënt en 1 punt op die lyn gee. En ek dink dit is belangrik om nou vir jou te sê dat daardie punt is nie die y-afsnit nie. Dit is net 'n gewone punt wat op die lyn bly. So dit is hoe jy nou gaan weet, wat is die verskil tussen tipe 1 en 2? Want in albei gee hulle vir jou die gradiënt, maar tipe 1 is die y-afsnit gegee en nou hier is dit 'n ander punt. En dit is hoe 'n mens te werk gaan. Nou goed, hierso is dit nou, bepaal die vergelyking van die lyn met m gelyk aan 3 en wat deur hierdie punt op die lyn, enige punt op die lyn 1, 4 gaan. Belangrikste is dit is nie die y-afsnit nie. So hoe jy te werk gaan, is jy gaan y is gelyk aan mx plus c neerskryf en dan gaan jy nou in m se plek 3 in vervang. So jy gaan nou hard werk, want wat jy nou moet doen, is jy moet nou vir c die y-afsnit bereken. En dis nou waar hierdie ander punt nou inkom, die punt wat hulle vir jou gee, 1, 4, en jy gaan hom nou gebruik. So 'n punt bestaan uit 'n x-koördinaat en 'n y-koördinaat. En as jy nou na jou vergelyking kyk, dan daar is 'n y en daar is 'n x. So jy gaan daardie twee x en y waardes invervang en dan gaan jy vir c kan bereken. En ek stel altyd voor, jy gaan skryf die punt daar en dan bo op die eerste koördinaatjie gaan skryf jy x en bo op die 4 gaan skryf jy y, sodat wanneer jy nou invervang, dan word jy nie de mekaar nie. So daar is y se waarde 4 is gelyk aan 3 en x se waarde is 1. Onthou as jy vervang, moet jy in 'n hakie vervang, plus c. So nou kan jy sê 3 maal 1 is 3 plus c. Ons wil vir c oplos, so die 3 loop oor, dit word 4 minus 3 is c, en daarom is c se waarde 1. Maar jy moet nou nie daar stop nie, jy moet die vergelyking gee. Dus sê jy, die vergelyking van die lyn is y is gelyk aan 3x plus 1. Ons is nog steeds by tipe 2, waar daar 'n gradiënt en 1 punt vir ons gegee is. Nou, ons bepaal die vergelyking van die volgende lyne met m is gelyk aan min 1, dis die gradiënt, en punt k, wat die punt 3, 1 is. Nou, hierso is verskeie punte op jou lyn, en eintlik kon jy enige punt gebruik het, behalwe hier sê hulle nou vir jou, k is die punt 3, 1. So kom ons gebruik hom dan. So waar jy begin is, jy begin by y is gelyk aan mx plus c. M is die helling of die gradiënt, dis vir jou gegee, dis min 1 en jy vervang dit in. Nou gaan ons vir c uitwerk. Hoe werk ons vir c uit? Ons vat nou daardie punt wat vir ons gegee is, die punt K3, 1. En jy bo die x gaan skryf jy x en bo die y gaan skryf jy y, want dit gaan jou nou baie help as jy in vervang. Nou vervang jy daai twee waardes in, sodat ons vir c kan bereken. In y se plek gaan vervang jy 1, in x se plek gaan vervang jy 3, in 'n hakie, plus c. Nou gaan jy daai uitmaal, so jy kry 1 is gelyk aan min 3 plus c, en ons los vir c op deur min 3 wat oorloop en hy word plus 3, 1 plus 3 is 4, dit is c se antwoord, die y-afsnit, en nou gaan jy net klaar maak en vir my volledig die antwoord gee. Die vergelyking is dan y is gelyk aan min x plus 4. Kom ons doen nog een van tipe 2. Bepaal die vergelyking van die lyn waar m is gelyk aan 1/2 en die x-afsnit is d10, 0. Goed, ek het hom spesifiek ingesit, want ek wil maar net vir jou gesê het, hier hanteer jy die x-afsnit asof dit 'n gewone punt is.
So, jy gaan sê y is mx plus c, m is 'n half, en dan wat is ons punt? Ons punt is 10, 0. So daar is ons punt, maar ons gaan nie net 'n kere en vervang in nie. Bo op die 10 gaan skryf jy, dis die x-koördinaat, en bo op die 0 gaan skryf jy, dis die y-koördinaat. En nou gaan jy in vervang. In y se plek 0 is gelyk aan 'n half, en in x se plek 10 met 'n hakkie plus c. En dan sê 'n mens 2 gaan in homself in 1 keer, 2 gaan in 10 in 5 keer. So wat bly oor? 0 is gelyk aan 1 maal 5 is 5 plus c. Ons los vir c op, so die 5 loop oor en hy word min 5 is c. Maar jy stop nie daar nie, jy gee vir my die volledige vergelyking. Dus y is gelyk aan 'n halwe x min 5. En weet jy wat? Kyk gou op jou skets. Jy weet mos daardie getal is die y-afsnit. En as jy teruggaan na jou skets toe, dan kan jy mooi sien, hy is eintlik vir jou gegee. Maar ek wou nou juis gehad het, jy moet dit op hierdie metode gedoen het hierso. Baie dankie dat jy na my video gekyk het. Daar is nog 2 metodes hoe ons die vergelyking van 'n reguit lyn kan bereken. Dit vind jy in die volgende video. Klik op die video in die linkerkantste hoek hierbo om jou direk na daardie video te neem.